probleme, moeilikhede, sonde, swaar kry, wat ook al negatief in ons lewe, my en jou lewe. Hoe kan ons dit alles oorkom, oorwin? Hoe kan ons iets in ons lewe waar maak van wat die Bybel sê, ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus? Ek wil Psalm 31 gebruik. Julle kan maar opsoek daar, maar miskien is jy besig om in jou motor te ry en jy luister na hierdie preek. Ek gaan nie die hele Psalm van voor tot agter nou lees nie, maar ek gaan so min of meer al die woorde en sinnetjies wat belangrik is, en soos ek dit opdeel. Ek wil begin met nood, lyding, swaar kry in ons lewe. In Psalm 31 kom Dawid dan op verskeie plekke in hierdie 25 verse. Ja, ek wil net sê, dit mag klink of dit mekaar is hier in die Psalm by Dawid. En as iemand so swaar kry soos wat hy swaar gekry, dan raak dit maar soms die mekaar. So moet my nou nie blameer vir dit die mekaar preek nie, hoor. Hy praat oor God wat hom hoor, en God wat verlossing gee, en God wat by u Here skuil ek. Vers 2, begin sommer daarmee. En verder gaan dit oor moeilikhede in die lewe, dinge wat teestand bied. En dan weer 'n belydenis oor wie God is. En dan weer iets oor wat is sy verantwoordelikheid. En dis waaroor ek met julle bietjie wil gesels. Ek dink dit kan bietjie struktuur vir ons gee. Wanneer ons met probleme werk. Wanneer ons mense probeer help wat swaar kry. Wanneer ons self deur moeilikhede gaan. Gaan kyk, wat is die negatiewe in jou lewe? Begin dan daarmee. Dis tog ook 'n goeie sielkundige beginsel om jou probleme te ontleed, neer te skryf. Gaan skryf neer, help mekaar daarmee in die huis, help ander daarmee. Wat pla jou spesifiek? Ook in die samelewing, want dit kan 'n geweldige las wees. Dit wat in die samelewing gebeur, in die politiek, in die ekonomie. Dawid dan nou hierso, hy kom in vers 7, dan praat hy oor niks werd afgode. Niks werd afgode. 'n Afgod, iets of iemand in die plek van God, belangriker as God. Ek dink dit is belangrik dat ons in ons lewe maar van tyd tot tyd so bietjie gaan ontleed, bietjie gaan ingrawe, en dat die Heilige Gees 'n bietjie dieper sny in ons lewe. Hebreërs wat sê, die woord van God soos 'n tweesnydende swaard wat deurdring, het iets of iemand nie in jou en my lewe afgodies geraak nie. Belangriker as God. Maar ook iets of iemand naas God. Jesus sê in Matteus, die Matteus Evangelie, jy kan nie God en mammon dien nie, die geldgod. So is dit genoem in daai tyd. Natuurlik moet jy geld hê. Maar dan sê Jesus ook daar, maak vele skatte bymekaar in die hemel. Soek eers die koninkryk van God. Wat is die prioriteite in jou lewe, geestelik? Wie is die hoogste prioriteit in jou lewe? En natuurlik weet ons, God, Jesus, moet in ons lewe die belangrikste wees. In vers 8 gebruik hy woorde soos ellende, bedreiging, dit wat jou bedreig. Vra gereeld vir jouself, jy weet, hier is 'n groot stuk sielkunde in, sielkunde van pyn, van swaar kry.
die ontleding van dit, want Dawid, sonder dat hy nou weet, hy's met sielkunde besig, raak hy aan groot waarhede wat probleme betref. En ontleed hy dit sonder dat hy dit eintlik agterkom. Ellende is 'n swaar woord. Vra vir jouself, dit wat in jou lewe verkeerd loop, of in iemand anders se lewe en jy probeer help, is dit op die vlak van 'n ellende? Is ellendig, dis geweldig seer en swaar, of is dit net 'n ligte beproewing of pyn? Dit is goed om dit soms so op 'n skaal te plaas. Wel hier skryf Dawid oor sy ellendige toestand waarin hy is. Dit wat bedreig. Hoe bedreig 'n probleem jou? Is dit iemand, is dit iets, is dit 'n finansiële probleem, is dit 'n geestelike probleem? Dan vers 10 tot 14, ek is in die nood, van verdriet het my oë swak geword. Ja, alles in my, dat jy swak is. Hoeveel energie het jy oor? Dit moet jy neerskryf, is belangrik. My lewe vergaan van kommer en my jare van swaar kry. Ek dink meeste van ons kan, soos die Engelse sê, relate to that. Bekommernis, sorge. Geen wonder dat die Bybel op soveel plekke sê, moenie bekommerd wees nie, moenie dat die sorge jou oorval, dat jy jou geloof, jou hoop in die Here verloor nie. Deur my ellende word my krag geknak, teer my liggaam uit. Nou hier gaan dit ook oor, in van die psalms, gaan dit ook oor sy sonde, wat hy vermy, hy wil dit nie bely nie. Hy skuldig daardie geweldige sonde, Batseba, en dat hy haar man doodgemaak het, in die oorlog laat doodmaak het, om in die voorste linies van die oorlog gaan sit het, en dat die profeet Nathan hom moet konfronteer en sê, maar jy is die man, en die geweldige probleme wat vir sy eie huishouding gekom het, hy moes sy kind aan die dood afstaan, die opstand in sy lewe, sy seun Absalom wat hom wou doodmaak. Ek is die spot vir al my teestanders, vir al van my bure, verskrikking vir al my bekendes. Jy sou amper hier kon sê, hy kry 'n psigotiese depressie. Hy raak paranoid, hy raak paranoïed. Miskien het hulle met hom gespot, miskien het almal hom aangekyk. Daar word dinge oor jou gesê, jy gaan deur sekere dinge en dan sal mense wat nou nie baie van jou hou nie, spot. Miskien het jy so agteruit gegaan in jou gees, dat jy 'n verskrikking geword het, vir kinders, kleinkinders, ander mense. Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is. Ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. Was jy al daar in jou lewe, as jy nog nie op daardie punt was nie, loof en prys die Here daarvoor. Want dit is ook belangrik. As jy nog nie daar was nie, hierdie deur gegaan het nie, 'n ding wat lê en vergaan, het jy ontsaglike stof tot dankbaarheid. Dreigemente van baie, dreig van alle kante af. Baie span teen my saam, smeek planne om my lewe te neem. Ons kan dit wyd maak. Wel in die samelewing, hierdie fluitieblasers, dis vir hulle waar, want hoeveel sal planne smee om hulle uit te haal en dood te maak? Mense wat gaan split op wat verkeerd is in die werk, korrupsie, bedrog. En dan vers 16, vyande, vervolgers, geestelik ook, Satan, die duiwel, die bose, vyande, sonde, versoeking, dit kan iemand wees. Ag, jy kan hierdie wyd toepas, vyande teen die kerk van die Here, die Christene, né? Hy praat van die goddelose. Dit is 'n krisis, goddelose mense, die wat die Here nie ken nie. Leenaars, in vers 19 hierso. Hoe vol is ons land nie van
leenaars in die hoogste strukture en politieke terrein, nie waar nie. Miskien in jou eie huis. Die duiwel is die vader van die leuen, dat ons vals teenoor mekaar sal lewe. Is vyande in ons lewe. Hoogmoed kom tot 'n val, is die ou idioom, maar speel hoogmoed 'n rol in jou lewe, maar Dawid ervaar hier hoogmoed van ander, veragting teen die regverdige. Hy praat in vers 21 van sameswerings, mense wat kom beskuldig, valslik beskuldig. Miskien is daar iemand in jou lewe wat jou beskuldig van iets en jy is nie skuldig daaraan nie. Miskien word jy aangekla. Legally, wettiglik. Miskien moes jy in die tronk gaan sit en jy weet, ek is nie skuldig nie. Dis valse beskuldigings. Dit kan gebeur. Dit kan so maklik met iemand gebeur. Dan vers 23, ek het in my angs gedink, emosies, negatiewe gevoelens, bekommernis, angs, vrees, nood, veroorsaak nood in ons lewe. Dit kan jou liggaamlik aantas. Geen wonder hy praat van dat hy sy krag is geknak nie. In die sielkunde praat ons van psigosomatiese simptome, sielkundig liggaamlike simptome, dat jy dit in jou liggaam kan voel, dat jy begin gewig verloor, en jy het nie 'n fisiese siekte nie. Dit is bekommernisse, vrese, angste. En dan, dit is klaar met my, en dan die ergste nood wat hy het, die ergste lyding, selfs u het my verwerp. Jesus gebruik woorde hier uit, ek gee my in die hande, gee ek my lewe oor, vers 6, en dis wat Jesus in die kruis gebruik het, in die hande gee ek my gees oor. Maar Jesus wat ook vra, my God, waarom het u my verlaat? Hy haal hierdie Psalm 31, onder andere, een van die psalms wat hy aanhaal, Dawid voel, 'n God wat verwerp. Jesus is deur daardie ergste lyding. God wat verwerp, God wat wegstoot. Vers 24 praat van diegene wat opstandig teen God is, en dit op Christene, op die kerk uithaal, oor die wêreld, die kerk van die Here, die gelowiges van die Here vervolg. Genoeg oor hierdie net so bietjie 'n profiel van lyding. Jy ken jou eie swaar kry. Gaan ontleed dit, gaan skryf dit neer, gaan vertel dit vir iemand wie jy vertrou. Maar weet jy wat is die eerste grootste stap? Naas hierdie. Maar die grootste geestelike stap is dan om te gaan kyk wie is God. Daarom praat hy eers oor, by u Here skuil ek, bevry my want u is getrou. Jy moet gaan soek, jy moet mense help in jou lewe, wie en wat is God? Want dit gaan jou perspektief regstel, dit gaan jou weer in lyn bring, om uit hierdie swaar kry en lyding te breek. Ek gaan woorde vir julle noem, van die Psalm, ek gaan nou nie hier sê wat 'n vers nie, maar dis woorde soos, u is nie onverskillig teenoor my nie. Dit begin by God se eie emosies en gevoel, God se eie passie vir my en jou. Dis nie 'n God wat niks voel vir mense nie. Daarom kan hy bedroef raak, die Heilige Gees bedroef raak, wanneer ons sonde doen. U het my raak gesien, u het na my geluister. Dis vers 8, nie onverskillig teenoor my ellende nie, u het my raak gesien. God luister, op 'n ander plek staan hier, God luister na ons smart, gebede, ons smekings. Hoekom? Want hy is getrou. Dit nie weet, hy soos hy in die verlede gehelp het, sal hy vandag help, sal hy môre help. Sy onfeilbare liefde, ons liefde faal mekaar, ons is ontrou, sê die Bybel, God bly getrou, hou daaraan vas, skuif jouself weer in posisie geestelik. Wie is God, wat is hy? Hier word gepraat van sy goedheid,
Sy guns wat hy bewys, woorde, gevoel, word dade. Soek daai, klein dingetjies partykeer, hoe die Here vir jou goed is. Gaan help mense om dit in 'n lewe te soek. Wat se gunste en genade is daar nog in mense se lewe? En dan 'n groot beeld, metafoor wat hy gebruik, is hierdie van die rots, toevlug, bergvesting, veilige staanplek, beskerming. Dit gaan vir alle twee dinge. Jy's op vlug, jy word gejaag deur 'n vyand. En dan kom daar iemand wat jou wegsteek. Wegsteek in hulle huis, in 'n veilige plek. En in die oorlogtyd met die Jode, die Nazis wat hulle vervolg het. Maar geestelik, God steek ons weg. Jy weet jy, ek wil eintlik lag, is vir my great hier, is ongelooflik. Die Satan is nie alsiende nie. Hy sien nie alles nie, hy weet nie alles nie, hy hoor nie alles nie. Ons gee soveel mag aan die Satan. God kan my en jou wegsteek. Dat die duiwel nie eers weet waar ons is nie. Nie bewus is van ons gedagtes en gebede nie. Dink daaroor. Jy het dit miskien nog nie so gesien of gehoor nie. God wil ons wegsteek van die sonde en die versoeking. Maar dan beteken dit ook 'n tweede ding, dat wanneer ons dan moet veg, dan beskerm hy ons. Dan omring hy ons. Dan soos hy vesting, maar ons staan vas. Ons het 'n staanplek wat veilig is. Hy het ons tyd in sy hand, hier staan dit. My tye is in die hand. Vers 16. My tye is in die hand. Bid dit elke môre as jy wakker word, opstaan. My tye is in u hand. Wees God, hy maak vry, vrygemaak, bevry. Hy red my. Ek my nie oorgelewer aan die kwaad. Jy dink hoeveel keer die Here jou fisies gered. Miskien 'n ongeluk of ongeluk voorkom. Maar geestelik. Hy sal jou bewaar. En dan die belangrikste is, omdat hy teenwoordig is. So dat hier is hierdie God wat voel vir ons, lief is vir ons, omgee met woord en daad, en elke oomblik by ons is, en ons vashou. Dan, vanuit dit, het ons 'n verantwoordelikheid. Dan kan ons eie verantwoordelikheid nakom. Vers 6, in u hande gee ek my lewe oor. Gee oor aan God. Maar dan soos Romeine 12 sê, as lewende offer, met ander woorde om deur God gebruik te word. Dis nie net passief en niks nie. Gee self dat die Here jou kan gebruik, want daar's ook niks soos wanneer jy deur God gebruik word, wanneer jy gaan getuig, wanneer jy iemand help, dat jy beter voel, dat jou eie probleme bietjie kan verlig. En as die Here jou gehelp het, gaan deel jou ervaring met mense wat soortgelyke moeilikhede het. In die hande gee ek my lewe oor. O ja, dan moet jy standpunt inneem teen die kwaad. Hy sê ek haat mense. Goed, ons moet verstaan, in daai tyd het hulle dit so gestel. Haat beteken ek distansieer my. Ek wil nie daarmee te doen hê nie. Dit walg my hierdie niks werd afgode. Die waarde wat geheg word aan niks werd afgode. Dinge wat wegtrek van die Here af. So daar, ons moet standpunt inneem, dis ons verantwoordelikheid. En dan die positief, my vertroue stel ek in die Here. My vertroue stel ek net in die Here. Vers 18, laat die goddelose teleurgesteld staan. Ons moet ook teen goddeloosheid bid. Bring die leuenaars tot swye. Aan die Here kom die lof toe, vers 22, moenie dat ek het in 'n vorige preek het gesê, moenie dat die lyding swaar kry, jou joy, jou vreugde, jou vrede, jou blydskap, jou hoop, jou oorwinning van jou weggesteel nie. Maar dit is nie 'n goedkoop jokery. Ja, dis ook lekker om lekker te joke en vrolik te wees. Dit is 'n diep vreugde in die Here Jesus. Aan God kom die lof toe. Vertel jy nooit vir die Here, maar moenie dit mis om ook die Here te loof en te prys. En gaan skryf neer, waarvoor kan jy hom loof en prys? Vers 23. Na u om hulp geroep. Dit is jou verantwoordelikheid. Gebed, roep
soek hom. Vers 24, betuig julle liefde vir hom. Aan die Here getrou bly. Want baie keer maak ons sonde dat God ons 'n bietjie op die ys sit, want hy wil hê ons moet eers bekeer. Betuig julle liefde vir hom. Sê vir die Here jy's lief vir hom. Hoe jy dit ook al wil sê. Aan die Here getrou bly. Wees te sterk, sluit hy af, vers 25. En hou goeie moed. Wees te sterk en hou goeie moed. Julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy nood en lyding teenoor sy Vader bekend gemaak en hy het geveg teen die negatiewe op aarde. In die kruis uiteindelik, daardie diepste smart, wel sy jare wat hy bedien het, en vervolging. Hy het hierdie gedra van Dawid en van my en jou, al die lyding en negatiewe, en uiteindelik opgestaan en oorwin. Wil jy nie sommer hierdie week of vandag begin en bietjie gaan sit en skryf neer wat jou pla? Gaan help iemand anders om 'n bietjie te ontleed en dan help jouself weer en ander. Wie is God? Wat is God in my lewe? En wat is my eie verantwoordelikheid? Mag die Here vir jou help dat hierdie Psalm 31 en baie dele in die Bybel, maar dat veral hierdie Psalm waar sal wees in jou lewe. Mag jy die oorwinning daarvan smaak.